Storieman. Omnibus 4, CD 1. My naam is Storieman. Ek is 'n kabouter met 'n rooi broek, groen baadjie en wit pluim in my hoed. Op hierdie CD is daar allerlei mooi stories en rympies uit my storiekas. Lekker lees en lekker luister. Heidi. Op 'n sonnige Junie-môre verlaat 'n jong vrou, Tete, die mooi bergdorp Maienveld en begin met die kronkelpaadjie teen die berg uitklim. Die paadjie is steil en nogal moeilik begaanbaar, maar die heerlike geur van veldblomme vul die lug. In die een hand hou die jong vrou 'n bondel klere en aan die ander het sy 'n dogtertjie van so wat 5 jaar oud. Die kind kry bitter warm. Sy dra heeltemal te veel klere vir so 'n sonnige dag. 2 rokke, wolkouse, 'n paar swaar stewels en 'n dik rooi wolserp. Al verder stap hulle teen die berg op, totdat hulle eindelik die dorpie Durfli bereik. Die jong vrou gaan staan en die dogtertjie gaan op die grond sit. "Is jy moeg, Heidi?" vra Tite. Nee, maar ek kry baie warm. "Wel, dis nou nie meer ver na oom Alm se huis nie. As jy lank tree gee, is ons nou daar." Net toe hardloop 'n aangename jong vrou Bärbel by haar huis uit. "Tite," roep sy. "Wat maak jy hier? En waar vat jy die kind heen?" "O, is sy die susterskind wat jy versorg het vandat haar ma dood is?" "Ja, en ek neem haar na oom Alm. Sy moet daar gaan woon. Ek kan haar nie meer oppas nie, ek het werk in die stad gekry." "Wat? Gaan woon sy by hom? Jy moet laf wees. Hoe kan jy aan so iets dink? Hy's so wild. Hy weet niks van kinders oppas nie. Hy woon stok alleen in die berge met sy 2 bokke en praat nie met 'n dooie siel nie. Wanneer hy af en toe in die dorp kom, draai 'n groot kierie saam om mense skrik te maak. Weet jy, hy gaan nie eers meer kerk toe nie." "Maar wat anders kan ek doen? Hy is tog haar oupa. Hy kan haar nou versorg. Ek het my plig gedoen." Terwyl die 2 jong vroue al geselsend verder stap, huppel Heidi weg en dwaal by 'n groen weide in. Sy was nog nooit tevore so gelukkig nie. In die stad waar sy by haar tante gewoon het, is sy nooit toegelaat om buite te speel nie. Nou hardloop en huppel en speel sy in die sonskyn tussen die blomme. Net toe sy weer na haar tante wil terugkeer, sien sy 'n kaalvoet seun met 'n wye broek wat 'n trop bokke oppas. Al hygend in haar dik, swaar klere hardloop Heidi agter hom aan. Die seun gaan 'n oomblik staan sodat sy bokke aan die gras kan vreet. Heidi haal hulle in. Toe gaan sit sy in die gras en luister na die bokke se klein koperklokkies wat in die warm bries tinkel. Sonder om na te dink, trek sy haar stewels, serp, kouse en rokke uit. "Hoeveel bokke pas jy op?" vra sy vir die seun. "Wat is hul name? Waarheen neem jy hulle? Aan wie behoort hulle?" Die seun glimlag. Heidi het so baie vrae dat sy hom geen kans gee om op 'n enkele een te antwoord nie. Toe hoor sy haar tante Dete skree. "Heidi, wat maak jy? En waar's jou klere?" Daaronder, sê Heidi en wys na 'n netjiese stapeltjie klere in die gras. ek het hulle uitgetrek, dit is so vreeslik warm. "Kom dadelik hier, jou lawwe kind," sê Dete en gryp Heidi se hand. "En jy, Peter, bring daardie bondel klere saam. Jy kan hulle na oom Alm se huis neem, jy gaan in elk geval soontoe." Hulle moet ver na die hoë bergweide stap, voor hulle oom Alm se eenvoudige huisie gewaar. Die ou man sit voor die huis en rook sy pyp. Heidi hardloop vooruit. "Dag, oupa," sê sy en hou haar hand uit. "Wat gaan nou aan?" vra die ou man. Hy skud Heidi se hand 'n bietjie abrup en staar haar van onder sy digte wenkbroue aan.
Heidi, wat nog nooit tevore iemand soos Alm gesien het nie, verkyk haar aan sy verweerde gesig en sy digte bos grys hare. Dag oom, sê Dete. Ek het Heidi gebring om by oom te woon. Ek kan haar nou nie meer versorg nie, nou is dit oom se beurt. Oom Alm se oë vlam. My beurt? My beurt? Wat weet ek van dogtertjies oppas? En jy, Peter, waarna kyk jy so? Weg is jy en vat my bokke saam. Dete is taamlik bang vir die ou man, maar vasbeslote om Heidi by hom te laat bly. Ek hoop oom sorg behoorlik vir haar, sê sy. En as oom nie kan nie, sal jy iemand moet kry wat kan. Oom Alm is woedend. Trap jy? Ek het nie tyd vir mense soos jy nie, en ek wil jou nie weer hier sien nie, nie gou nie. Dete vertrek dadelik. Totsiens, Heidi, sê sy hastig en begin toe by die berghang afstap. Toe Dete weg is, gaan sit oom Alm weer en trek hard aan sy pyp. Wel, sê hy, wat wil jy hê? Ek wil graag sien hoe die huis van binne lyk, oupa. Nou ja, kom, en bring jou klere saam. Maar ek sal hulle nie meer nodig hê nie. Die bokke hardloop die hele dag oor die berg rond en hulle dra nie klere nie. Wel, jy hoef nie as jy nie wil nie, maar bring hulle in elk geval saam, dan pak ons hulle in 'n kas. Heidi gehoorsaam en volg die ou man by die huisie in. Dit is maar net een groot kaal kamer met 'n enkele stoel, 'n tafel, 'n vuurherd en 'n groot houtkas. Waar moet ek slaap, oupa? Net waar jy wil. Ek gee nie om nie. Heidi begin dadelik 'n slaapplek soek. In een hoek staan daar 'n leer teen die muur. Toe sy daarby opgeklim het, kom sy in 'n solder vol soet, vars hooi. In die een muur is 'n gat, en daardeur kan Heidi in die vallei afkyk. Sy sien die rivier, die bome en 'n sneeubedekte berg wat styl in die lug opskiet. Ek sal graag hier slaap, oupa, Roep sy uit. dis heerlik. Nou maar goed, maar jy moet 'n laken hê. Ek sal kyk wat ek kan kry. Toe oom Alm bo kom, sien hy dat Heidi 'n matrassie van die hooi gemaak het. Dis reg, sê hy. Maar ek dink jy moet 'n bietjie meer hooi opgooi, anders is die vloer te hard. Ek dink oupa het iets vergeet. Sê Heidi toe die ou man die bed opgemaak het. Het ek? Wat? Wel, ek moet 'n kombers of iets hê. Mens slaap mos onder 'n kombers. O, sê die ou man vriendelik. Wat hiervan? En hy sit 'n groot stuk dik ruwe vlas oor die bedjie neer. Dis lieflik, oupa. Ek wens dit was al aand sodat ek kan gaan slaap. Ek dink jy moet eers iets eet. Jy's seker baie honger. Hulle klim by die leer af. Terwyl oom Alm die kos regmaak, sit Heidi 2 borde en 2 houtbakke op die tafel. Ek is bly om te sien jy's behulpsaam, mompel haar oupa. Maar ek weet nie waarop jy kan sit nie. Daardie stoeltjie is glad te laag vir jou, jy sal nie bykom nie. Toe sit die ou man sy eie stoel voor Heidi neer, sodat sy dit as 'n tafel kan gebruik. Hy skink vir haar 'n bakkie melk in en gee haar 'n sny brood en goue geroosterde kaas. Na aandete maak oom Alm vir Heidi haar eie stoel. Toe, terwyl die aand daal en die wind harder deur die 3 ou dennebome begin waai, hoor Heidi 'n skril gefluit en die gelui van klokke. Dit is Peter wat van die bergweiding met oom Alm se bokke terugkom. Is daar die 2 onsin, oupa? Vra Heidi. Werklik onsin. Wat is hulle name? Sal hulle altyd by ons bly? Een vraag op 'n slag, Heidi, sê die ou man. Die wittetjie is Swaantjie en die bruine is Beertjie. Gaan haal nou gou jou bakkie terwyl Peter die bok melk. Die son sak agter die hoë berge en die wind waai harder deur die bome. Heidi sit op die bankie voor die hut en drink haar melk. Nag, Swaantjie. Nag, Beertjie.
roep sy uit en stap by die hut in. Nag, oupa. Nag, Pieter. Gedurende die nag word die wind al sterker. Dit waai so hard dat die ou balke van die huisie kraak en kreun. In die bokskuur lê Swaantjie en Beertjie blerend teen mekaar. 2 groot takke van die dennebome word afgeskeur en op die dak van die hut gewaai. Oom Alm staan op. Hy dink die kind kan miskien bang wees. Maar toe hy in die hoë solder kom, slaap Heidi vas. Daar is 'n glimlag op haar gesig. Hy staan in die maanlig na haar en kyk, totdat wolkslierte oor die maan waai en die kamer verdonker. Nag, klein Heidi, fluister hy. Buk af en soen haar. Goeienag. Heidi, tuis by oupa. Toe Heidi in haar nuwe huis wakker word, voel sy baie gelukkig. Toe hoor sy iemand buite fluit. Dit is Peter die bokwagter wat vir Beertjie en Swaantjie kom haal het om hulle na die hoë bergweiding te neem. Heidi trek hastig aan en hardloop buitentoe. Wil jy graag saam met Peter berg opgaan? Vra oom Alm. Heidi is verheug. Sy klap haar handjies. Ja, asseblief, oupa. Sorg goed vir Heidi, sê die ou man en gee vir Peter 'n linne sakkie vol kos. Moenie dat sy val of iets oorkom nie. Dit is 'n pragtige oggend. Die son skyn helder op die groen hellings en fonkel op die sneeubedekte pieke. Heidi hardloop en huppel en sing tussen die veldblomme. Sy pluk donkerblou viooltjies, fyn rooi sleutelblomme en delikate rotsrosies en dra hulle in haar voorskoot. Sy wil hulle huis toe neem en haar hooibed daarmee versier, om dit na die bergweides te laat lyk. Peter hou gou van Heidi. Hy hou van haar vrolike geselskap en haar klingelende laggie. Hy wys haar alles wat hy ken. Hy wys haar 'n klein valleitjie waar blomme met 'n dosyn verskillende kleure hul gesigte na die son keer. Hy wys haar waar geurende kruie groei. Hy leer haar die naam van die bokke en hoe om hulle met 'n gefluit te roep. Heidi hardloop tussen die diere deur en praat om die beurt met elkeen. Toe begin Sneeuvlokkie, die kleinste van die bokkies, bler. Hoekom skree sy? Vra Heidi. Haar ma is verlede week in die dorp verkoop en ek dink sy voel seker eensaam, Arme Sneeuvlokkie. sê Heidi en sit haar arms om die bokkie se nek. Ek sal elke dag vir jou kom kuier en met jou praat. Dan voel jy miskien nie meer so eensaam nie. Toe hulle die hoë bergweiding bereik, vind Peter 'n beskutte plekkie om te eet. Hulle drink bokmelk, eet hulle brood en kaas en val toe in die warm sonskyn aan die slaap. Die geklap van groot vlerke maak Heidi wakker. Peter! Peter word wakker! Peter spring op en saam kyk hulle hoe 'n enorme arend oor hul koppe vlieg. Al hoër styg dit op, tot bo die verste bergpiek, waar die sneeu nie eens in die somer smelt nie. Toe die middag langer word en die sonlig begin kwyn, verskyn 'n helder rooi gloed op die berge. Brand hulle? Fluister Heidi. Nee, hulle is elke aand so. Dis hoe die son die berge goeie nag soen. Hand aan hand stap Heidi en Peter die lang pad berg af na oom Alm se huisie terug. Toe hulle naderkom, sien hulle hom onder die denneboom sit. Hy suig aan sy groot kromsteelpyp. Met Beertjie en Swaantjie op haar hakke, hardloop Heidi vooruit om hom te groet. "Nag Heidi," roep Peter. Nag Peter, nag Sneeuvlokkie. Elke dag
keer Heidi saam met Peter en sy bokke na die berge terug. Toe word dit herfs. Die sterk wind laat die dennebome buite oupa se huisie kreun en sug. Jy kan nou nie meer in die berg gaan rondklouter nie, sê oom Alm eendag. Die wind waai te hard. Toe bly Heidi maar tuis en help die ou man om botter en yoghurt en kaas van bokmelk te maak. Maar dit is vir haar treurig om Peter elke dag sonder haar te sien vertrek. En Peter mis haar ook. Dit lyk asof die bokke veel gelukkiger is as Heidi hulle streel en mooi met hulle praat. Toe een oggend kom Peter nie vir Swaantjie en Beertjie haal nie. Die skool in Deurvlei het weer begin en Peter moet elke dag daarheen gaan. Die herfs word winter en Heidi moet in die huis bly, want om die eensame berghuisie lê digte sneeu. Kan ek by Peter en sy ouma gaan kuier? Vra Heidi op 'n dag. Die pad is onbegaanbaar, sê oom Alm. Hy probeer haar ontmoedig. Maar ek wil regtig baie graag gaan. Wel, ek gaan jou nie neem nie. Die mense in Deurvlei en ek kom nie goed klaar nie. Maar Heidi laat haar versoek nie wegpraat nie. En op die ou end met veel gekla en gemompel, bring oom Alm sy groot houtslee tevoorskyn. Wikkel Heidi in 'n dik vlaskombers, hou haar in sy arms en klim op die slee. Die slee gly so vinnig oor die sneeu dat Heidi gil van plesier. O, oupa, dis soos vlieg. Hy laat haar by die deur van Peter se huisie. Ek kom om 5:00 terug, Heidi. Kry my bo aan die paadjie. Hy sleep die slee agter hom aan en begin by die berg opstap. Ons het so baie van jou gehoor, Heidi, sê Peter se ma toe sy die deur oopmaak. Sy draai na 'n skraal ou tannie wat in 'n stoel sit. Die ou tannie steek haar hand na Heidi uit. Hoe lyk sy, Ursula? Sy donker krulhare en 'n ondiende gesiggie, sê Peter se ma. As ek die lamp nader bring, Sê Heidi. sal ouma self kan sien. Nee, sê ouma. Ek vrees my arme ou oë sien al jare lank niks meer nie. Wat? Sê Heidi en kyk haar verskrik aan. Nie eens die sneeu nie. Of die vurige berge wanneer die son hulle 'n goeie nagsoentjie gee nie. Nee, kind. Ek is nou altyd in die donker. Maar dis nie so erg nie. As Peter net kan leer lees. Ek mis my ou boeke. Heidi is diep ontsteld. Sy sit haar kop in ouma se skoot en bars in trane uit. Buite huil die wind en laat die luike klap. Toe die son laag sak, kom Peter van die skool terug. Dit is tyd vir Heidi om te vertrek. Kom gou weer, roep ouma. Heidi hardloop uit om by oom Alm te gaan aansluit, wat aan die top van die paadjie staan. Toe Heidi vertel hoe arm Peter se mense is, sê die ou man niks. Maar toe hulle weer dorp toe gaan, neem hy sy gereedskap saam en maak baie van die stukkende goed in die huisie reg. Die mense van Deurvlei hoor van oom Alm se goeie daad. Hulle is verstom oor die verandering in hom. Heidi woon heerlik by haar oupa en in die suiwer berglig word sy sterk en gesond. Toe op 'n dag, toe sy net 7 is, kom Tantete terug. Sy dra 'n groot hoed met 'n veer daarin. Ek het vir Heidi kom haal, sê sy toe sy by die huisie instap. Oom Alm staar haar verstom aan. Oom wou haar nie gehad het nie, nou kom ek haar weer haal. Heidi hou aan oupa se arm vas. Sy wil nie saam met Tantete teruggaan nie. Ek hoor oom stuur Heidi nie skool toe nie, sê Tete. Weet jy dan nie dis teen die wet dat jy tronk toe kan gaan nie?
Dete gryp Heidi se ander hand. Ek het 'n ryk familie in Frankfurt gevind wat wil hê jy moet by hulle siek dogtertjie kom woon. Jy moet haar geselskap kom hou. In ruil daarvoor sal hulle 'n dame van jou maak. Moet my nie wegvat nie, Tantete. Moet my tog nie wegvat nie. Skreeuwend en vloekend stap almal in die hut heen en weer. Maar Dete is vasberade. Hulle stry en skree tot almal buite homself van woede laat hoor. Trap, vroumens, en ek wil jou nooit weer sien nie. Jy met jou lawwe hoed en lawwe veer. En woedend stap hy uit. Dete gaan na die kas. Sy haal Heidi se klere uit en rol hulle in 'n bondel op. Toe gryp sy die dogtertjie aan die hand, stoot haar by die deur uit en neem haar na die stasie in Duurvlieg. Toe die bergtrein naderkom, begin Heidi huil. Sy wil nie haar vriende in die berge verlaat en na die sombere stad terugkeer nie. Die trein vertrek. Heidi wuif vir die berge. Ek kom terug. Fluister sy. Ek kom mos terug, Tantete. Of hoe? Heidi in die stad. Dit is aand toe Heidi en haar tante Dete in Frankfurt aankom. Hulle stap deur donker smal strate tot hulle 'n groot somber huis bereik. Dete lui die voordeurklokkie. Ek het Clara se gesellinnetjie gebring, sê sy toe die mansbediende die voordeur oopmaak. Haar naam is Heidi. Die bediende begelei hulle na die biblioteek waar Clara vir hulle wag. By haar is juffrou Rottenmeier, die gouvernante. Clara, wat in 'n stoelstoel sit, is so maar en bleek soos 'n spook, maar sy lyk baie bly om Heidi te sien. Wat is jou naam? Vra juffrou Rottenmeier. My naam is Heidi, wat is joune? Moenie so onbeskof wees nie. En Heidi is nie 'n behoorlike naam nie, ons sal jou Adelheid noem. Maar ek is Heidi, en het jy geweet jou bediende lyk net soos Peter die bokwagter? Clara giggel agter haar hand, maar juffrou Rottenmeier vind dit glad nie snaaks nie. Wat het jy geleer terwyl jy by jou oupa gewoon het? Heidi dink 'n rukkie na. Ek het geleer dat blomme doodgaan as jy hulle pluk, en dat die rooi gloed op die berge die son se manier is om hulle goeie nag te soen, en ek het 'n bok leer melk en kaas leer maak, en genoeg, ek bedoel, watter boeke het jy bestudeer? Boeke? Ek kan nie lees nie. Kan nie lees nie, spitter juffrou Rottenmeier. Maar Clara klap haar hande en lag. Ek dink jy en ek gaan die lewe saam geniet, Heidi, sê sy toe juffrou Rottenmeier by die kamer uit is. Toe Heidi die volgende oggend wakker word, spring sy uit die bed en hardloop na die hoë venster. Maar die gordyne is donker en swaar. En toe sy agter hulle inkruip, sien sy dat die venster dig toe is. Soos 'n voël in 'n kou hardloop sy van die een venster na die ander en probeer hulle oopmaak om 'n bietjie oggendlig in te kry. Maar te vergeefs. Na ontbyt is daar lesse in die biblioteek. Heidi vind dit baie swaar om stil te sit en te konsentreer. En wanneer juffrou Rottenmeier nie kyk nie, vertel sy vir Clara van oom Alm en die bokke en ouma en die slee. Arme Heidi. Elke oggend is dieselfde. En hoewel sy Clara baie lief kry, mis sy haar oupa. Elke middag, wanneer niemand haar sien nie, staar sy deur die hoë geslote vensters en verbeel haar dat sy weer by Peter en die bokke in die berge terug is. Na mate die weke verbygaan, kan sy dit nie meer verduur nie. Een oggend trek sy nie een van die rokkies aan wat Clara haar gegee het nie, maar haar ou katoenrokke en haar eie verslete strooihoedjie. Toe sluip sy by haar slaapkamer uit,
vasberade om weg te hardloop. Maar net toe sy by die trap wil afhardloop, verskyn juffrou Rottenmeier op die portaal. Adelheid, waar dink jy gaan jy? Ek het jou gesê, jy moet nooit alleen uitgaan nie. Maar ek gaan nie uit nie. Ek gaan huis toe. Sneeuvlokkie sal eensaam wees en ouma sal wonder waarom ek nie meer vir haar kom kuier nie. En ek moet vir oupa met die kaas help en ek moet weer sien hoe die son die berge goeienag soen. Ondankbare kind, bulde die gouvernante. Jy het hier die pragtige huis om in te woon, 'n heerlike sagte bed, nuwe rokkies om te dra en Clara om mee te gesels. Wat wil jy meer hê? En wat is daardie linne ding op jou kop? Haal dit onmiddellik af. Juffrou Rottenmeier roep na Sebastian, die mansbediende. Verbrand daardie hoed wat die kind op het. Ag nee, nie my hoed nie. Maar juffrou Rottenmeier pluk dit van haar kop af en gee dit aan Sebastian. Heidi hardloop na haar kamer en lê en snik tot sy dink haar hart gaan breek. Maar toe sy daardie aand gaan slaap, vind sy haar ou strooihoed onder die deken. Sebastian het dit gered. Die weke gaan verby. Lente word somer. Clara word gesonder en sterker, maar Heidi word droewiger en maarder. Toe kom Clara se pa eendag van 'n buitelandse sakebesoek terug. Die gouvernante wag hom by die deur in. Werklik, meneer Sesseman, ek moet protes aanteken. Iets moet gedoen word. Wat mekeer tog, juffrou Rottenmeier? Is Clara siek? Dis daardie dogtertjie Adelheid. Sy moet gaan. Sy het 'n vreeslike slegte invloed op Clara. Verlede week het sy weggooikatjies in die huis gebring en sy prop Clara se kop vol lawwe praatjies van bokke en voëls en kaas en sy kan nog nie 'n enkele woord lees nie. Nie 'n enkele woord nie. Meneer Sesseman stap na sy dogter se kamer, waar hy haar by die venster aantref. Is dit waar dat Heidi jou omkrap, Clara? Juffrou Rottenmeier sê ons moet haar wegstuur. O nee, papa, sy is my vriendin. Nou dat sy hier is, gebeur daar elke dag iets opwindends. Dit is so heerlik en ek is nooit meer eensaam nie, moet haar tog nie wegstuur nie. So het Heidi in die groot huis in Frankfurt aangebly, hoewel sy haarself dikwels aan die slaap gehuil het. En dikwels het sy gewens, sy lê in haar hooibed in oupa se solder. Toe word berig ontvang dat nog 'n besoeker op pad is. Dit is Clara se ouma. En toe sy aankom, hou Heidi onmiddellik baie van haar. Jy is seker Adelheid, sê ouma met 'n glimlag. Wel, eerbiedwaardige dame, ek dog altyd my naam is Heidi. Die ou dame lag hardop. Eerbiedwaardige dame. Is dit hoe jy in die berge met mense praat? Jy moet my ouma noem, nes Clara. En ek sal jou Heidi noem. Kom, ek het vir jou 'n present gebring. Ouma se geskenk is 'n wonderlike boek, vol gekleurde prentjies. Daar is 'n prentjie van 'n walvis en 'n boot en 'n donkie en 'n berg. En daar is 'n prentjie van 'n bokwagter wat sy kudde bewaak. Heidi kyk eenmaal daarna en bars in trane uit. Ouma streel haar hare en sê saggies: Dit herinner jou aan iets of ergens, nee. Wil jy hê ek moet vir jou die storie by die prentjie lees? O ja, ja asseblief. Keer op keer moet ouma die storie voorlees. Heidi kan dit nooit genoeg hoor nie. Ag, hoe graag sal ek self kan lees, sug sy en laat haar kop op die ou dame se skoot rus. Waarom nie? Vra ouma. Hoe, ek kan nie lees nie. Peter sê dis glad te moeilik. Daarna gee ouma elke dag vir Heidi 'n uur lank les.
Heidi verstaan haar baie makliker as vir juffrou Rottenmeier. Eindelik begin die krulletjies en streepies op die bladsy vir haar iets beteken. En weldra vind Heidi dat sy kan lees. Saans neem sy die pragtige boek bed toe en staar na die tekeninge van die bokwagter en sy kudde in die veld teen sononder. Maar Heidi vertel niemand hoeveel sy die berge mis nie. Clara is nou so 'n goeie vriendin en ouma is vir haar so goed dat dit ondankbaar sou lyk om ongelukkig te wees. Maar een oggend aan die ontbyttafel, toe die dogtertjies vir 'n lesse na die biblioteek is, vra ouma vir meneer Sesseman: "Was Heidi so maar toe sy van Durflee afgekom het?" "Maar, almal sê sy was so bruin en gesond dat sy die arme Clara na 'n spook laat lyk het." "En het sy daardie vreeslike donker kringe onder haar oë gehad?" "Watter donker kringe? Sy is altyd so vrolik." Die ou dame skud haar kop. "Wel, iets is besig om haar hart te breek. En dit maak haar baie siek." Later daardie dag roep ouma vir Heidi en Clara na haar kamer. "Clara," sê sy vir haar kleindogter, "hou jy daarvan om Heidi as jou gesellin te hê?" Clara lag verbaas. "Maar natuurlik, sy is die beste vriendin wat ek in die wêreld het. Nou dat Heidi hier is, kan ek maar 'n invalide ook wees." "Maar sê nou Heidi is siek. So siek dat sy 'n ruk weggestuur moet word om beter te word." "Heidi moenie siek wees nie." "Natuurlik moet ons haar wegstuur as dit haar gesond sal maak." Ouma soen haar kleindogter. "Ek dog dis wat jy sou sê. Heidi, jy ly aan heimwee. Jy verlang huis toe. En dit kan 'n vreeslike siekte wees." "Heimwee," sê Heidi verward. "Maar waarheen wil ouma my stuur?" Ouma lyk ernstig. "Daar's maar een manier om heimwee te genees." "Wat? Hoe wat?" pleit Heidi. "Jy moet huis toe gaan natuurlik," lag Clara. "Jy moet huis toe gaan, na oom Allem en ouma en Peter en Ursula en al jou ander vriende." Heidi kan skaars haar ore glo, maar die volgende oggend word haar ou strooi uit die kas gehaal en saam met 'n paar nuwe rokke in haar tas gebak. Clara huil toe dit tyd word vir Heidi om te vertrek. Sebastian neem haar stasie toe. En weldra flits die huise van Frankfurt verby die trein se ruitte. Op Durflee wag die meulenaar haar in. Met sy verslete perdekarretjie neem hy haar na oom Allem se huis. Weer sien Heidi die welige groen hellings, die sneeubedekte berge en die aandson wat rooi op die rotse gloei. En toe hulle halfpad in die berg op is, sien Heidi oom Allem voor sy deur sit en in die vallei afkyk. Heidi spring uit die kar, storm op oom Allem af, werp haar arms om sy nek en roep keer op keer uit: "Oupa, o, oupa!" Die ou man sê niks. Toe, vir die eerste keer in baie jare, kom daar trane in sy oë. "Dan het jy na jou oupa teruggekom, nee? Het hulle jou nie in die groot stad kos gegee nie? Jy het so bleek en dun geraak." "Niks was naastenby so lekker soos Swaantjie se melk nie," lag Heidi en soen die ou man. Sy huppel vrolik agter hom aan toe hy by die huis ingaan, verheug om te sien dat alles nog presies is soos sy dit onthou. Toe gaan sit sy op haar hoë stoeltjie en drink 'n bakkie melk. Toe die son agter die berge wegsak, kom Swaantjie en Beertjie daaraan. Heidi se geluk is volmaak. Daardie nag, toe sy in haar eie klein solderbedjie lê, fluister sy: "Ek is baie laf, oupa. Toe ek in Frankfurt was,
het ek vir oupa gemis. Maar nou dat ek hier is, gaan ek vir Clara mis, dink ek. Nou ja, as dit sal help, kan Clara ons hier kom besoek, sê die ou man. Toe val Heidi aan die slaap, sielsgelukkig om weer in die berge by die huis te wees. Heidi, saam in die berge. Die klokke dawer in die vallei en die voëls sing in die bome toe Heidi in hom Alm se huisie wakker word. Na ontbyt wil sy by Peter se ouma gaan kuier. Al vinniger naal sy teen die berghang af tot sy eintlik die kothuis sien. Liewe land, dis net hoe Heidi altyd aangehardloop gekom het. Dis ek, ouma, dis ek, Heidi, sê sy, storm by die huisie in, omhels die blinde ou dame en versmoor haar met soene. Ouma weier om dit te glo, tot sy Heidi se krulkop goed bevoel het. En die hele tyd kwetter die kind oor Frankfurt. Daar was geen bome nie, verbeel jou, en geen blomme of bokke of berge nie. Net groot klipgeboue met vensters wat nie oopgaan nie. Mens kan verstaan waarom Clara maar altyd siekerig was. Jy lyk self nie so wonderlik nie, sê Ursula. Peter sal jou skaars herken as hy van die skool afkom. Ag, dit gaan goed met my. Ek het maar net verlang. Maar nou dat ek weer by oupa is, gaan dit al klaar beter. Sonder 'n woord haal Heidi die liedjieboek van die rak af en blaas die stof af. Wat moet ek lees, ouma? Vra sy. Net wat jy wil, kind. Net wat jy wil. Maar kan jy regtig lees? Hier's een oor blomme en so. Ek dink ek sal dit lees. Liefste Tannie, ons bring rosies. Rosies blink met môre tou. Mooiste kleurtjies, soete geurtjies en dit alles net vir jou. Maar Heidi, jy kan regtig lees, sê ouma. Heidi lees verder tot die kothuis se deur klap en daar staan Peter. Heidi is so bly om hom te sien dat sy na hom hardloop en hom soen. Sy vertel hom alles wat met haar gebeur het vandat sy hom laas gesien het. Sy vertel hoe sy leer lees het en hoe maklik dit in werklikheid is. En toe Peter moet erken dat hy nog nie kan lees nie, sê Heidi, kom ons gaan môre na Arendpiek, dan gee ek jou eerste les. Ek gaan jou leer lees. Dink jy regtig jy kan my leer? Vra Peter. Natuurlijk, jy sal sien. Daardie somer dwaal Heidi en Peter en die bokke hoog bo oupa se kothuis op die Alpe rond. Heidi sien weer die blomme en die voëls en alles waarna sy in Frankfurt so verlang het. Niemand in die wêreld is gelukkiger nie. Behalwe, miskien Peter. Met haar hulp, dag vir dag, leer hy lees. Eers letters, toe woorde, toe hele sinne, tot hy heeltemal goed uit ouma se liedjieboek kan voorlees. Toe, terwyl sy eendag buite oupa se kothuis speel, sien Heidi 'n groep vreemdelinge van Duurvliet af teen die hange opkom. Sy roep so hard dat oupa uitgehardloop kom om te kyk wat aan die gang is. Hulle het gekom! Hoe hulle het uiteindelik gekom! Kyk oupa, kyk! Die optog beweeg stadig teen die helling op. Heel voor loop 2 mans met 'n draagstoel. In die stoel sit 'n meisie wat in komberse en chalies gewikkel is. Agter hulle ry 'n dame op 'n pragtige wit perd. En heel agter stoot een man 'n leë reistoel, terwyl 'n ander 'n bondel klere en pakkies dra. Toe hulle oupa se huis bereik, hardloop Heidi vooruit en soen die meisie in die stoel. Dit is Clara,
haar vriendin uit Frankfurt. En op die perd sit Clara se grootmoeder. Wat 'n wonderlike huis het u, oom Alm, sê die ou dame en klim van die perd af. Geen wonder Heidi wou so graag terugkom nie. Hou jy daarvan, Clara? Vra Heidi opgewonde. Clara kyk verwonderd rond. Sy het nog nooit iets so pragtigs gesien nie. Kan ek maar vir altyd hier bly, ouma? Vra sy. Wel, ek weet nie van vir altyd nie, maar as oom Alm dit goed vind, kan jy 'n rukkie bly. Ag, sê asseblief ja, sê Heidi. Die ou man glimlag. Natuurlik kan jy, Clara. Daarna eet hulle almal geroosterde kaas en melk en daar word afgespreek dat ouma vir Clara oor 4 weke sal kom haal. Toe die son daardie aand sak, dra oupa die kreupeldogtertjie by die leer op na die hooisolder waar Heidi slaap. Vir 'n jong dame soos jy sal dit seker vreemd lyk, sê hy. Maar ek dink jy sal gerieflik wees. Dis soos 'n droom, sê Clara. Ek het Heidi so baie hoor vertel van haar mooi bed en die ronde venster in die muur, maar ek het nooit gedink ek sal self hier vandaan in die vallei afkyk nie. Dis net soos jy my vertel het, Heidi, maar 2 maal so mooi. En môre gaan ek Pieter en ouma en al die bokke ontmoet. Ag, ek is so gelukkig. Maar Pieter voel nie gelukkig nie. Hy voel dat Heidi hom afskep en net aandag aan Clara gee. En toe hy die volgende oggend daar aankom, is dit teesinnig dat hy instem om Heidi die reistool teen die bergpaadjie te help opstoot. Hy sien hoe Heidi vir Clara al die dinge wys wat hy vir haar gewys het. En hy voel verraai. Teen die tyd dat hulle gaan sit om 'n middagete te nuttig, is Pieter al so afgunstig dat hy skielik opspring, die reistool se rem losmaak en dit 'n harde stoot gee. Die stoel rol oor die rand van die steilte al vinniger en vinniger. In 'n kits het dit teen die helling afgestort en op die skerp rotse daaronder te pletter geval. "O, my stoel!" roep Clara verskrik uit. "Hoe sal ek nou onderkom? Ag, as ek maar kon stap." "Wel, ons sal jou maar net moet help soveel ons kan," sê Heidi. "Sit jou een arm om my nek en leun met die ander op Pieter se arm. Jy kan maar hard op ons druk." Maar Clara is nie lig nie en hulle raak gou moeg. "Sit jou voete stewig neer," sê Heidi. Clara doen dit. Eers plaas hy een voet op die grond, toe die ander. Toe, deur Pieter en Heidi gesteun, probeer sy stap. "Ek dink ek kan dit doen, Heidi." Stadig, pynlik sit Clara eers die een voet neer en toe die ander. "Ek kan behoorlike tree gee. Kyk, ek gee tree." Clara hou styf aan Pieter en Heidi vas. Maar sy stap. Sy kan stap. Heidi is lighoofdig van vreugde. "As oupa en ouma jou nou kon sien, nou kan ons elke dag na die berge kom." Hulle stap 'n bietjie verder en gaan sit toe om te rus. Die son skyn warm. Na die inspanning van die oggend en met die geur van die blomme in hulle neusgate, val hulle almal aan die slaap. Daar lê hulle terwyl die middagson laer sak. Later kom oupa wat intussen bekommerd geraak het daaraan. Toe hy roep, skrik Heidi wakker en hardloop na hom. "Oupa, oupa," sê sy, "Clara kan stap." "Wat? Wat sê jy, kind? Tog seker nie?" Maar hy glimlag, neem Clara se arms en moedig haar aan om 'n entjie te stap. Stadig, versigtig neem sy 'n paar tree, terwyl sy swaar op hom Alm se sterk arm leun. "Dis wonderlik," sê hy, "maar ons moet dit nie oordryf nie.
Hy neem Clara in sy arms en dra haar terug na die kothuis. Vroeg die volgende oggend deel oupa hulle mee dat hy aan Clara sy ouma gaan skryf om haar op besoek te nooi, omdat hy iets heel besonders het om aan haar te wys. Die dae wat volg is seker die gelukkigste wat Heidi nog ooit geken het. Elke dag word Clara wakker met die wete dat sy gesonder en sterker word. Elke dag kan sy verder stap. Na verskeie dae kom daar 'n brief van ouma waarin sy sê dat sy en meneer Sesseman, Clara se vader, die volgende dag aankom. Die dag daarna sit Heidi en Clara op die bank voor hom Alm se hut vir hul gaste en wag. Uiteindelik kom hulle. "Wat is dit?" vra ouma toe sy Clara sien. "Waarom is jy nie in jou stoel nie?" Heidi help haar om op te staan en Clara omhels haar ouma. Meneer Sesseman staar sy dogter net aan. Daar is trane in sy oë. "Ken papa my dan nie? Het ek regtig so baie verander?" lag Clara. Clara. Sy dogter het 'n gesonde blos op haar wange en die son het haar hare goud geblyk. Nou stap sy in die paadjie na hom aan. Hy hardloop na haar en vang haar in sy arms. "Is dit regtig jy, my skat?" "Dit is, papa, regtig. My stoel het gebreek, toe moes Peter en Heidi my dra, maar hulle het so moeg geword dat ek eenvoudig moes stap. Ek moes." Toe sluit Heidi, oupa, ouma en Peter by hulle aan. Saam gaan hulle na Peter se kothuis om die geleentheid te vier. Hul gelag galm oor die vallei en weer klink in die berge. Oom Alm, skaam en ongemaklik in sy beste pak, sing 'n liedjie uit ouma se boek. "Jy het 'n buikstem, oom," sê ouma Sesseman. "Jy behoort in die kerkkoor te sing." En tot almal se verbasing sê oupa Alm, "Is nogal 'n goeie plan, as die kerk in Deurvlie my wil hê. Ek het in elk geval daaraan gedink om hy die volgende winter daar in die skool te sit." Net Peter lag nie saam nie. Hy voel nog steeds skuldig dat hy Clara se rolstoel by die berg afgestamp het. "Kom hier, seun," sê ouma Sesseman. "Kom staan hier voor my. Jy het Clara weer help stap. En jy gaan 'n beloning kry ook." "Nee," sê hy byna in trane. "Ek moes Clara help want ek het haar stoel oor die kraans gestoot omdat ek jaloers was. Heidi weet dit, maar sy het niemand vertel nie want sy is my vriendin. Maar ek weet nou dat ek 'n verkeerde ding gedoen het en ek is baie jammer daaroor." Met vrees en bewing kyk Peter na ouma Sesseman. "Nou ja, dit was baie lelik van jou om die stoel af te stoot," sê ouma. "Maar dit het arme Clara in staat gestel om te stap. Niemand hoef dus meer daaroor sleg te voel nie." Spoedig, glad te spoedig, is dit tyd vir almal om te vertrek. Meneer Sesseman en ouma het reeds besluit dat Clara hulle moet vergesel. Baie trane word gestort toe hulle afskeid moet neem. Maar ouma sê, "Die somer kom weer, en dan kan Clara weer by oom Alm en Heidi en Peter in die pragtige berge kom woon." Pinocchio. So wat 100 jaar gelede het daar in Italië 'n beeldsnyer, ene Geppetto, gewoon. Hy het alleen gewoon en hoewel hy vriendelike bure had, was hy eensaam en het hy gewens hy kon 'n seun hê. Eendag kry hy 'n plan. Hy sou vir homself 'n houtpop maak,
'n wonderlike pop wat kan dans en veg en soos 'n akrobaat kan spring. Met die pop sou Geppetto deur die wêreld reis. Oral sou mense goeie geld betaal om die pop se kunsies te aanskou. Maar, nog belangriker, die pop sou vir hom soos 'n seun wees en hom geselskap hou. Sonder versuim kies Geppetto 'n stomp uit sy houthoop, tel sy skerpste handbuil op en begin werk. Maar net toe hy wil kap, hoor hy 'n piepklein stemmetjie, Moet tog nie te hard slaan nie. Mens kan jou voorstel hoe verbaas die ou man was. Hy kyk na die stomp, hy kyk in die kamer rond, hy maak selfs die deur oop en kyk buite, maar hy sien niemand nie. Toe begin hy maar weer. Alles gaan goed terwyl Geppetto die bas afstroop, maar toe hy sy skaaf neem om die hout glad af te werk, hoor hy dieselfde stemmetjie giggel. Hou op, jy kill my. Geppetto laat sy skaaf val asof 'n weerligstraal hom getref het. Woordeloos sak die beeldsnyer in sy leunstoel neer en staar die stuk hout aan. Hy staar, hy krap sy kop, hy wryf sy ken. Hy slaan sy bene oor mekaar en trommel met sy vingers op die tafel. Hy suig aan sy pyp. Toe klop hy die as uit en gryp die stomp weer. Wel, is eintlik uitmuntend. Dink hy op laas. Hier is ek besig om 'n pop te maak en voor ek nog sy kop uitgesny het, praat hy al. Wanneer ek klaar is, sal hy kan spring, hardloop en dans en sing. Fluks sit hy sy werk voort. Terwyl hy al fluitend besig is, dink hy aan 'n naam vir sy pop. Ja, ek sal hom Pinocchio noem. Dis 'n goeie naam. Dit sal hom geluk bring. Eers maak Geppetto die hare, toe die voorkop, toe die oë en toe die neus. Net daar begin dinge skeefloop. Die neus begin groei. En hoe meer die arme Geppetto dit korter sny, hoe meer groei dit. En die mond begin lag vir Geppetto nog voor hy daarmee klaar is en steek toe vir hom tong uit. Geppetto voel afgehaal, maar hy maak asof hy dit nie sien nie. Hy werk fluks verder en vorm die pop se liggaam en arms. Maar hy het skaars die hande uitgekerf of hulle begin aan sy moestas pluk. Die arme Geppetto voel moedeloser as ooit tevore in sy lewe. Watter soort seun maak hy vir homself? Jou klein vaabond, Sê hy. jy is nog nie eers klaar nie en jy sal klaar onbeskof met jou pa. Dit is sleg. Dit is baie sleg. En hy pink 'n traan uit sy oog weg. Geppetto het nog nie die ergste gesien nie. Skaars is die pop se bene en voete klaar. Toe skop Pinocchio sy oupa op die ken, spring op die vloer en hardloop by die deur uit. Dis 'n keerom, Skree Geppetto en hardloop agter Pinocchio aan. Maar die mense lag hulle so boeglam vir die houtpop wat in die straat afhardloop, dat hulle skaars kan roer. Die konstabel is verstandiger. Hy keer die pop voor en toe Pinocchio tussen sy bene probeer deurhardloop, tel hy hom aan sy neus op. Geppetto brom ergerlik toe hy by Pinocchio kom. Hy gryp die pop aan die nek en begin hom huis toe sleep. Jy wag net. Ek sal jou gou wys wat met stoute seuns gebeur. Pinocchio wikkel hom los, gooi homself op die grond neer en begin jammerlik huil. Voor Geppetto hom kan kry, begin die mense na die konstabel roep. Beskerm die arme pop, anders maak Geppetto hom dood. En hulle skop so 'n lawaai op, dat Geppetto vir die nag in die polisiestasie opgesluit word. Nou is Pinocchio so vry soos 'n voël. Hy dans en spring en klik sy hakke te mekaar terwyl hy hardloop. Ure lank speel hy in die strate en die veld
en keer eers huis toe die son sak. By die huis sink hy in Geppetto se ou stoel by die vuur neer. Buite verdwyn die son vinnig en dit word winderig en koud. Maar Pinocchio sit en glunder van plesier. Hy voel warm en gerieflik. En op die heel eerste dag van sy lewe is hy klaar sy eie baas. Maar hy is nie alleen in die kamer nie. Toe hy in die stoel terugleun en sy oë toemaak, hoor hy 'n vinnige klikgeluid soos 'n kam wat oor 'n tafelrand getrek word. Wie's daar? Vra Pinocchio. Is ek. Pinocchio draai sy kop en sien 'n groot insek teen die muur opkruip. Ek is die pratende kriek. Ek woon al meer as 100 jaar in hierdie kamer. Wat daarvan? Dis nou my kamer. Trap jy en laat my met rus. Ek sal nie gaan voor ek jou 'n groot waarheid mee gedeel het nie, Antwoord die kriek. Seuns wat teen hulle ouers in opstand kom nooit ver in die wêreld nie. En vroeër of later sal hulle bitter jammer wees oor wat hulle gedoen het. Dit is die laaste ding wat Pinocchio wil hoor. Ag, bly stil jou ou rasbek, voetsek! Maar die kriek steur hom nie aan Pinocchio nie. Arme seun, ek bejammer jou. Jy het regtig 'n houtkop en swaar tye lê vir jou voor. Toe hy dit hoor, verloor Pinocchio sy humeur. Hy gryp Geppetto se houthamer van die werkbank af en smy dit na die kriek. Miskien wou hy die kriek nie seermaak nie, maar die hamer tref die diertjie teen die kop en hy het skaars tyd om te skree voor hy leweloos op die grond val. Nou sê jy dan seker stil bly, Sê Pinocchio en probeer slaap. Vir die pop is dit die begin van 'n elendige nag. Hy het skaars sy oë toegemaak of hy word baie honger. Maar nêrens in die huis kry hy 'n krieseltjie kos nie. Net toe hy die stryd gewonne wil gee, sien hy 'n eier op 'n stapel houtskaafsels lê. Toe hy dit oor 'n pan breek, kom daar egter 'n piepklein kuiken tevoorskyn en hy vlieg by die venster uit. Pinocchio se maag pyn van die honger. Hy hardloop by die huis uit en soek hoog en laag in die strate vir kos, maar hy kry niks nie. Wanhoopig lui hy 'n buurman se voordeurklokkie om kos te vra. Maar die moeilike ou vent hou niks daarvan dat iemand hom in die middel van die nag stoor nie en gooi 'n groot lampet beker water oor Pinocchio uit. Soos 'n verdrinkte rot sluip Pinocchio huis toe, so koud en uitgeput dat hy met sy voete op die vuur aan die slaap raak. Vir die res van die nag slaap en snork hy en sy houtvoetjies bly in die vuur. Geleidelik brand hulle heeltemal weg. Die volgende oggend kan hy nie eers staan nie. Geppetto kom woedend uit die tronkhuis toe. Maar toe hy sien hoe die arme Pinocchio op die grond rondkruip, voel hy baie jammer vir hom en gee hom die 3 pere wat hy vir sy eie ontbyt gekoop het. Toe sit hy hom liefdevol op die werkbank neer en sny vir hom 'n nuwe paar voete uit. Na hulle klaar is, maak die ou beeldsnyer vir Pinocchio 'n spesiale stel klere. 'n Kort broek, 'n keurige hemp van geblomde papier en 'n mus wat hy van 'n korsie brood gemaak het. Pinocchio is so verlig dat hy weer kan loop en so ingenome met sy nuwe klere dat hy sy arms om Geppetto se nek gooi en hom weer en weer soen. "Ag, help my tog, asseblief, papa," snik hy en vertel huilend die verhaal van die kriek se waarskuwing. Help my om nie 'n slegte lewe te lei nie. Ek wil so graag 'n soetseun wees." Geppetto huil saam. Eindelik sê hy, "As jy regtig 'n soetseun wil wees, Pinocchio, dan moet jy skool toe gaan en hard werk." Ek sal," roep Pinocchio uit. "Ek sal, ek beloof ek sal."
Pinocchio, die poppenkas. Pinocchio het Geppetto beloof dat hy 'n soetpop sou wees en skool toe sou gaan. Maar eers moet hy 'n spelboek hê. En die ou beeldsnyer is so arm dat hy nie geld het om een te koop nie. Geppetto kyk in al sy sakke. Toe soek hy in die verroeste ou blik op sy werkbank. Maar nêrens vind hy eens 'n stuiwer nie. Met 'n diep sug trek hy sy baadjie aan en stap na die deur. Wag vir my, Pinocchio. Sê hy en verdwyn om die hoek. 'n Paar minute later keer hy terug, met 'n spelboek, maar sonder sy baadjie. Hy het dit verkwansel om die boek te kan koop. Pinocchio soen sy pa weer en bedank hom. Toe hardloop hy skool toe. Terwyl Pinocchio stap, kom daar allerlei grootse gedagtes in sy kop. Vandag sal ek leer lees, Dink hy. dan sal ek môre leer skryf en oormôre leer somme doen. Dan sal ek baie geld verdien en vir my liewe ou pappa 'n pragtige nuwe baadjie koop. Hy loop oor van goeie voornemens, tot hy in die verte die geluid van tromme en trompette hoor. Die musiek kom uit 'n helder kleurige gebou en 'n groot kennisgewing sê poppenkas. By die ingang kondig 'n tromslaander die begin van die vertoning aan en 'n skare mense stroom by die saal in. Pinocchio kan nie wag om by hulle aan te sluit nie, Wat koes dit om in te gaan? vra hy. Vir 'n jong mannetjie soos jy net 2 stuiwers, antwoord die man buite die deur. Binne sekondes het Pinocchio sy skoolboek aan 'n straatventer verkoop, 'n kaartjie gekoop en by die saal ingehardloop. Hoe ingenome is Pinocchio toe hy die deelnemers sien. Jan Klaasen is daar, Harlekin is daar. Soos gewoonlik maak hulle rusie en dam mekaar met groot stokke by. Die gehoor skree soos hulle lag. Toe gewaar Jan Klaasen vir Pinocchio. Ai, dis ons houtboetie. Skree hy, Kom sluit by ons aan. en al die ander poppe hardloop op die verhoog om Pinocchio te groet. Jy moes dit gesien het. Hulle omhels hom en soen hom, en op die ou end dra hulle hom triomfantlik op die verhoog rond. Maar die gehoor hou nie van die mannewales nie. Hulle begin skree, die opvoeding! Ons wil die opvoeding hê! Skielik is daar stilte. Vuurvreter, die poppemeester, het op die verhoog verskyn. Hy is 'n reus met 'n lang, gitswart baard. Sy oë is soos brandende kole en in sy hand hou hy 'n aaklige sweep wat uit slange en vossterte gevleg is. Hy lyk wreedaardig. Hoe durf jy in my poppenkas kom? Bulder hy. Met die woorde gryp hy Pinocchio beet en gooi hom in 'n mandjie in die kombuis waar hy brandhout hou. Die opvoering begin weer, en toe dit klaar is, roep Vuurvreter vir Jan Klaasen. Bring daardie pop hier en gooi hom op my vuur. Ek moet warm vlamme hê om die skaapbout gaar te maak wat ek vanaand gaan eet. Pinocchio word gillend by die kamer ingesleep. Toe val sy broer Harlekin op een knie neer en smeek, Ag, vuurvreter, spaar ons boetie. Hy's glad te jonk om te sterf. Vuurvreter kyk Pinocchio stip aan. Toe nies hy. Dis 'n teken dat hy die pop jammer kry. Nou goed, stel hom vry. Gooi liewer vir Harlekin in die vuur. My vleis moet goed gaar wees. Dink net, die arme Harlekin het Pinocchio gered, maar nou moet hy self sterf. Sy knieë word swak en sy kop val vooroor.
2 van die popsoldate gryp hom en sleep hom na die vlamme. Toe hy die aaklige gesig sien, val Pinocchio op sy knieë voor die poppemeester neer. Genade, meneer Vuurvreter, vergewe die dapper harlekyn, hy het geen kwaad berokken nie. Onmoontlik! Die vuur brand klaar laag en my vleis moet goed gaar wees. In die geval, Sê Pinocchio, ken ek my plig. Dis nie reg dat harlekyn vir my moet sterf nie. Poppe, bind my vas en gooi my in die vlamme. toe hy dit sê, bars al die poppe in trane uit. Wat 'n edele pop is Pinocchio nie, en hoe aaklig dat hy so moet sterf. Toe skielik weer klink 'n oorverdowende genies in die kamer. Vuurvreter het genies, tot 3 maal toe. Hy tel Pinocchio op en hou hom in sy arms vas. Ja, jy's 'n goeie seun. Ek sal Harlekyn bevry en vanaand, net die een keer, sal ek my skaapvleis half gaar eet. Hy laat Pinocchio op sy knie sit en vra vir hom waarvandaan hy kom en wie sy pa is. En toe hy hoor dat Geppetto maar 'n arme beeldsnyer is, begin hy weer nies. Hier, vat hierdie 5 goue munte en gee hulle vir jou pa, want sy moet voortaan 'n beter oogie op jou hou. Laat vat nou, voordat ek van plan verander. Terwyl die poppe hom daverend toejuig, verlaat Pinocchio die saal. Hy is dolgelukkig. Nou kan hy nog 'n skoolboek koop en vir Geppetto 'n splinternuwe baadjie gee. Terwyl hy stap, fluit hy opgewek. Met elke tree skiet hy 'n goue munt in die lug in en vang dit weer. Hy kan skaars wag om Geppetto se gesig te sien. Min weet hy wat vir hom voorlê, of met hoe 'n lang reis hy begin het. Want hy het nog nie ver gestap nie. Toe ontmoet hy 2 reisigers. 'n Vos met 1 lam been en 'n blinde kat. Die 2 skepsels help mekaar. Die vos leun op die kat se skouer en wys hom waar om te loop. "Aha, goeiedag," sê die vos hoflik. Dag meneer Vos. Antwoord Pinocchio en skiet sy goue munt in die lug op. Dit flikker in die sonlig. Die vos se lampoot ruk so 'n bietjie en die kat se blinde oë gaan soos 2 groen lampe oop, maar net vir 'n half sekonde. "Liewe land," sê die vos terwyl hulle saam met Pinocchio stap. "Jy het darm baie geld. Wat gaan jy daarmee maak, as ek mag vra?" Eers sal ek vir my pa 'n nuwe baadjie koop en dan 'n spelboek. Ek gaan skool toe. Ek gaan leer om soet te wees. "Goeieste," sê die vos. "Kyk na my. Deur jare lank skool te gaan, het ek die gebruik van my poot verloor." En kyk na my, sê die kat. deur jare lank skool te gaan, het ek blind geword. Op hierdie oomblik waarsku 'n mossie wat op die heining sit vir Pinocchio. Seun, moenie na hierdie slegte skepsels luister nie. Maar voor hy kan klaarpraat, spring die kat op hom en sluk hom heel in, vere en al. Mossies maak net altyd moeilikheid, sê die kat. Hulle is halfpad na Pinocchio se huis, toe die vos skielik vassteek. Wil jy nie graag jou geld verdubbel nie?" vra hy. Pinocchio spits natuurlik dadelik sy ore. Dis maklik om jou geld te verdubbel, Verduidelik die kat. as jy weet hoe, kan jy maklik 5 goue munte in 500 verander, selfs in 5000. Al wat jy doen, Vervolg die kat,
is om jou geld in die wonderveld te begrawe. Maak dit nat, gooi sout daarop, laat dit 2 uur staan en wat het jy? 'n pragtige boom het opgeskiet en aan die boom groei honderde blink nuwe munte. Dadelik vergeet Pinocchio sy pa, die nuwe baadjie en die skoolboek. Alwaarin hy kan dink, is die wonderveld. Hy moet dit eenvoudig sien. En by die volgende kruispad lei die vos en die kat hom deur 'n smal, kronkelende laning. Hulle is op pad na die platteland.